Vriende, hartlik goeiemôre en baie welkom by hierdie oggenddiens van Littleton Oos Gemeente. Dis 'n voorreg om jou hier te ontmoet en mag vandag se boodskap so kort voor Vrouedag môre vir jou inspirerend wees. En nie net vir jou as vrou nie, maar ook vir jou as man. Mag jy beleef hoe die Here vandag met ons kom praat, wel uit die verhaal van twee vroue, maar daar is darem 'n man in hierdie verhaal ook. En voordat ons daarby kom en verder gaan met hierdie diens, kom ons word stil voor die Here en dan draai ons na hom toe in gebed. God is vir ons 'n toevlug. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die berge pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, en al druis en skuim die waters van die see, God is vir ons 'n toevlug. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Amen. Geliefdes, ek groet jou graag vanoggend as ek vir jou sê 'n oorvloed van genade, barmhartigheid en vrede. En hierdie groet kom van God ons Vader, sy Seun Jesus Christus en van die Heilige Gees. Ek wil jou uitnooi om saam met ons 'n lied te sing, liedboek 198, wat sê God is my lied, en ons is bevoorreg om vir Tannie Dolly te hê om ons te begelei op die orgel. Boodskap gehoor uit die boek van Job en iets gehoor uit die wysheidsliteratuur en van 'n stoei met God in moeilike lewensomstandighede. En vandag se boodskap sluit op 'n besondere manier daarby aan. En dit kom uit die verhaal van Rut in die Ou Testament. 'n Kort boek met net 4 hoofstukke en 'n verhaal wat wonderlik op die oor val en wat eintlik merkwaardig is as 'n mens mooi kyk na wat in hierdie verhaal gebeur. En die tema van vandag se boodskap is dan ook ek en God, risiko's begroet met beloning. En dit is op die voetspore van Rut. Nou, ek het nou die dag, toe ek so bietjie kuier, toe ons kuier saam met my ouers, toe vertel my ma vir my van hoeveel boeke ek gelees het teen April maand van my eerste skooljaar. En ek moet sê, ek was verstom. Ek kan dit nie onthou nie. Ek het amper op my rug geval om te hoor hoe baie het ek gelees in daardie eerste 4 maande van my graad 1 jaar. Maar toe ek terugdink daaroor en oor my kinderjare, my kleuter en kinderjare, toe onthou ek hoe baie het ek saam met my ma, eintlik weekliks, saam met haar na die plaaslike biblioteek toe gegaan en dan het ons die rakke deurgestap van links en regs en van bo na onder op soek na storieboeke vir my in die kinderafdeling van die biblioteek en my ma het altyd gesoek na 'n lekker roman of 'n paar kortverhale. En terug by die huis het ons dan ingegrawe in ons onderskeie storieboeke.
wat ons geweldig baie geniet het. Nou, ek is seker, jy sal met my saamstem, daar is min dinge wat mens so gryp, jou aandag so gryp, soos 'n goeie storie, is dit nie? Veral as die storie iets inhou van 'n stuk geluk en 'n stuk seën, 'n goeie einde het, wat 'n mens se hart sommer so lekker laat klop. Dan is dit vir mens baie besonders. En of 'n mens nou die storie lees en of dit oorvertel word van iemand, dit is gewoonlik iets wat mens regtig geniet. En dit is, as ek nou kyk na hierdie verhaal van Rut in die Ou Testament, dan weet ons, daar is soos Rut 'n klomp verhale, stories van mense se lewens uit die Ou Testament en uit die Bybelse tyd uit. En sommige mense sal sekere vertellings as 'n storie afmaak, ander sal sê, dit is absolute werklike gebeure. In die teologie, in die sfeer van teologie, stoei navorsers en Bybelwetenskaplikes en kommentators dikwels oor, hoe moet 'n ou sommige literatuur en verhale verstaan? En Rut is nie uitgesluit uit hierdie gesprekke nie. 'n besonderse verhaal uit die Ou Testament. 'n verhaal wat 'n mens se verbeelding aangryp en 'n verhaal waarin 'n mens jou eintlik kan inleef op allerlei maniere. En so met Vrouedag wat môre gevier word, het ek gedink, Rut is 'n besonderse verhaal wat vir vroue, maar ook vir mans, vir my en jou as manne, betekenisvol kan wees vir ons lewenspad vorentoe. Nou soos die boeke van Ester en Jona, word Rut ook gesien as 'n novelle. In die Engels praat ons van 'n novel. En dit is waar basiese gegevens in 'n verhaalvorm geskryf word, terwyl die afsonderlike dele daarvan een groot oortuigende eenheid vorm. Dit word verbind aan mekaar as 'n eenheid. En ondanks baie verskille oor die eeue heen, oor hierdie boek van Rut in die Ou Testament, oor hoe ons dit moet lees, hoe ons dit moet interpreteer, moet ons dit verstaan as 'n storie, as wat moet ons dit sien? Is daar een ding, vriende, wat by elkeen omtrent, wat hierna gekyk het en hieroor nagedink het, soos 'n paal bo water uitstaan. Oor hierdie een ding is daar konsensus, en dit is dat die skrywer van Rut 'n meester is in die vertelkuns. Rut beslaan net 4 hoofstukke, soos ek gesê het, en dit is 4 hoofstukke wat op 'n manier in ons noem dit 'n ringskomposisie, saamgevleg is, wat duidelik sigbaar word uit die boek. Dit is amper soos konsentriese sirkels, wat gerangskik is. En hier is so 'n voorbeeld net van die struktuur van Rut, voor ons enkele gedeeltes daaruit lees. Ons kry in die begin die voorgeskiedenis, aan die einde kry ons hier in Rut 4 vanaf vers 17 die nageskiedenis, en dis aan mekaar verbind. Dis die eerste ringskomposisie. En dan kry 'n ou in hoofstuk 1 van vers 6 af, Orpa wat afstand doen van Naomi. Aan die einde sien ons Boas kies vir Rut. Nadat Orpa haar eie gang gegaan het, sien ons Rut kies vir Naomi. En dan die losser doen afstand van Rut hier aan die einde, in hoofstuk 4 se eerste verse. En dan reg in die middel is die 2 wonderlike ontmoetings wat die verteller van Rut vir ons skets. Die ontmoeting tussen Rut en Boas, wat die hoofrolspelers in hierdie verhaal is, kan ons maar sê. 'n kosbare uitleg van hierdie gedeelte. En ek wil graag vir ons 3 gedeeltes voorlees uit Rut uit. En jy's welkom om op die skerm te volg, of as jy 'n Bybel het, trek hom nader en lees saam met my. Kom ons begin met die eerste 7 verse van Rut, uit Bethlehem na Moab toe en terug. In die tyd van die leiers was daar op 'n keer hongersnood in die land, en 'n man met sy vrou en sy 2 seuns het uit Bethlehem in Juda weggetrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Die man was Elimelek, sy vrou Naomi en sy 2 seuns Maglon en Kiljon. Hulle was afkomstig uit Efrata in Bethlehem in Judea.
Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig. Toe Naomi se man Elimelek sterf, het sy en haar 2 seuns alleen agtergebly. Die 2 seuns het later getrou met die Moabitiese meisies Orpa en Rut. Naomi en haar seuns het omtrent 10 jaar in Moab gebly. Toe haar 2 seuns Maglon en Kiljon ook sterf, het sy alleen agtergebly sonder haar seuns en sonder haar man. Toe sy verneem dat die Here vir sy volk uitkoms gebring het, deur vir hulle 'n goeie oes te gee, het sy en haar skoondogters klaargemaak om van Moab af terug te gaan. Sy en haar skoondogters het saam vertrek uit die plek waar hulle gebly het, op pad na Juda toe. Ons gaan net tot daar lees, hierdie eerste gedeelte. Dis so half 'n inleidende gedeelte van die verhaal, wat vir ons net die agtergrond gee van hierdie Joodse familie, wat uit hulle land uit weggetrek het, omdat dit swaar gegaan het. Na 'n ander land toe, waar hulle gehoor het, dit gaan beter. En dan uiteindelik 'n klomp slegte omstandighede, negatiewe wat in hulle lewens gebeur, en uiteindelik, wanneer dit beter gaan in Juda, keer hulle terug, Efrata toe in Bethlehem. Kom ons stel die verhaal op van vers 14 af in hoofstuk 1. Toe het Naomi se skoondogters weer begin huil, hulle is nou op pad terug. En Orpa het van haar afskeid geneem, maar Rut het by haar gebly. Toe sê Naomi, kyk, jou skoonsister het teruggegaan na haar volk en haar gode toe, gaan jy nou ook saam met haar terug? Maar Rut het geantwoord, moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk. U God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf en daar sal ek begrawe word. Ek lê 'n eed af voor die Here, net die dood sal ons skei. Naomi het besef dat Rut vasbeslote was om saam met haar te gaan en sy het opgehou om haar te probeer ompraat. Hulle twee is toe saam na Bethlehem toe. Met hulle aankoms in Bethlehem was daar groot opgewondenheid in die stad en die vrouens het gesê, maar dis mos Naomi. Hierop het Naomi vir hulle gesê, moet my asseblief nie meer Naomi noem nie. Noem my Mara, want die Almagtige het die lewe vir my baie bitter gemaak. My lewe was vol toe ek hier weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my nog Naomi? Die Here het dan teen my gedraai, die Almagtige het 'n ramp oor my gebring. Dis die tweede gedeelte, broer en suster, wat ons saam lees hier uit die Rut verhaal. En dan as mens nou sou verder kyk in hoofstuk 2 en 3, gaan dit grootendeels in hierdie middelste 2 hoofstukke van hierdie Ou Testamentiese boek oor die ontmoeting tussen Rut en Boas, 'n familielid, 'n vermoënde familielid van Naomi. En jy kan gerus hierdie 2 hoofstukke op jou eie gaan lees, dat jy jou net weer kan vergewis van die verhaal en van hoe dit afspeel daar in die landerye van Boas en op sy dorsvloer. Ek wil graag afsluit met 'n derde teksgedeelte uit Rut, hoofstuk 4 vanaf vers 9. Die eerste paar verse van hoofstuk 4 gaan oor die feit dat Boas wil graag hierdie familie help van Naomi. En daar is 'n lossingsprosedure in ou Israel gewees wat gevolg moes word. En ons sien hoe hy die persoon, die man wat eerste reg het, nader roep. En dan tel ons die verhaal op in vers 9, wanneer die losser vir Boas sê, jy kan maar die stuk grond koop. Vers 9, hierop sê Boas vir die leiers en almal teenwoordig, julle is vandag getuies dat ek alles wat aan Elimelek en Kiljon en Maglon behoort het, van Naomi gekoop het. En dat ek ook die Moabitiese vrou Rut, die weduwee van Maglon, vir my as vrou gekry het. So sal die grond in die oorledene se familie bly, en sy nagedagtenis nie vergeet word in die volkslewe nie. Ja, julle is vandag getuies.
Die leiers en almal wat in die stadspoort bymekaar was, het toe bevestig, ons is getuies. Mag die Here die vrou wat nou in jou huis inkom, soos Rachel en Lea maak, wat saam gebou het aan die volk Israel. Verwerf aansien in Efrata en maak naam vir jouself in Bethlehem. Mag die nageslag wat die Here jou uit hierdie jong vrou sal gee, wees soos die van Peres wat deur Tamar vir Juda in die wêreld gebring is. Boas het toe met Rut getrou en hy het gemeenskap met haar gehad. Die Here het haar swanger laat word en Rut het 'n seentjie in die wêreld gebring. Die vrouens sê toe vir Naomi, aan die Here kom die lof toe, omdat hy vandag vir jou 'n losser gegee het. Mag die losser se naam bekend wees in Israel en mag hy vir jou vreugde bring en jou op jou ou dag versorg. Jou skoondogter wat jou liefhet en wat vir jou meer werd is as 7 seuns het hom in die wêreld gebring. Naomi het toe die seentjie op haar skoot gevat en as haar eie aangeneem. Haar buurvrou het die seentjie toe 'n naam gegee. Hulle het hom Obed genoem en gesê 'n seun is vir Naomi gebore. Obed was die voorvader van Dawid. Ons lees net tot daartoe, broers en susters, hier uit die verhaal van Rut. Wat 'n wonderlike vertelling, wat 'n wonderlike verhaal wat ons hier uit die Ou Testament kry. Van 'n man en vrou en hulle 2 seuns wat wegtrek uit hulle land uit na 'n vreemde land toe, 'n buurland toe, in tyd van swaar kry en tyd van hongersnood, om daar 'n heenkome te gaan vind. En dan, wanneer hulle daar eintlik teëspoed oorkom, Naomi verloor haar man, daarna verloor sy albei haar seuns 'n paar jaar later, en sy bly alleen agter, net met haar 2 skoondogters, die vroue van Moab met wie haar seuns getrou het, en dan keer hulle terug. En dan hierdie wonderlike eintlik liefdesverhaal, ons kan sê 'n Bybelse roman wat afspeel. En sien ons die einde hier in die slothoofstuk van die boek Rut. Van Rut wat 'n nuwe seisoen in haar lewe beleef, 'n nuwe begin kan maak saam met Naomi, haar skoonmoeder. 'n Kind in die wêreld bring en dit 'n toekoms verseker, 'n besondere toekoms. Nou vriende, as ons na die boek Rut kyk, dan is daar, soos altyd met baie tekste in die Bybel, is daar verskillende sienings oor hierdie boek en oor hierdie teks. En een siening is dat hierdie boek geskryf is as 'n protes teen die verbod op gemengde huwelike. Want in Deuteronomium 23 vers 3 staan daar baie duidelik dat jy nie mag trou met ander vrouens nie, van ander nasies nie. God het Israel beveel om met hulle eie mense te trou. En Rut is, soos wat ons in die verhaal hoor, soos Orpa, die ander skoondogter, Moabitiese vroue. Interessant, Orpa draai om en keer terug na haar mense toe, bly in haar land, bly by haar volk, maar Rut gaan saam met Naomi. Sy aanvaar Jahwe as Here, die God van die Ou Testament. Sy kom woon in Juda saam met haar skoonma Naomi, en sy trou met 'n Judeer. Alles goed wat vir haar vreemd was, 'n risiko was vir haar. Vreemde land, vreemde volk, vreemde godsdiens, vreemde mense. En tog verander haar etnisiteit nie. Sy bly 'n Moabitiese vrou. Ons lees in Esdra en Nehemia hoe hulle nie slegs 'n verbod teen sulke huwelike, sulke gemengde huwelike instel nie, maar selfs verder gaan en dit ontbind. Want dit was nie aanvaarbaar in daardie dae nie. So in die eerste plek kan ons sê, of sê sommige navorsers, dat Rut geskryf was as 'n protes teen gemengde huwelike, volgens die Deuteronomiese riglyne van die Pentateeg. Tweedens sê party mense dis 'n verhaal van troue liefde, omdat Rut se verhaal 'n verhaal is van trou en beloning.
Die Duitse teoloog Hermann Gunkel het dit so mooi saamgevat en daaroor gepraat oor hoe Rut by Naomi bly en haar versorg. Hoe sy luister na haar, hoe sy selfs voortgaan om 'n leviraatshuwelik, soos dit bekend gestaan het, die huwelik met Boas as losser, aangaan terwille van die voortbestaan van Maglon, Naomi se een seun, se man. Ag, se naam. En sy vereenselwig haar met Naomi se volk en haar godsdiens. Deegde hierdie in Rut se lewe wat voorwaar prysenswaardig is. Derdens sê sommige dat dit 'n lydingsverhaal is en dis nie 'n ly met 'n lang y nie, lyding om lyding te gee. Anders as in die boek Ester in die Ou Testament word daar hier in Rut baie duidelik na God verwys. En is daar sprake van kastyding, ons lees dit hier in Rut 1 vers 13, as ons hoor van dat Naomi vir haar dogters vra, sou julle kon wag tot hulle groot is as ek weer kinders moet kry. 'n stuk kastyding, 'n stuk onreg in die lewe. Hulle het hulle mans verloor en wat se heenkome het hulle nou? Weduwees was randfigure op 'n manier in die antieke tyd. Omdat hulle nie 'n man gehad het, 'n familie gehad het nie kinders kon kry nie. So 'n verhaal van kastyding wat ons lees, 'n verhaal van beloning in hoofstuk 2 vers 12, waar Boas vir Rut sê, mag die Here jou beloon vir wat jy gedoen het, mag jy 'n welverdiende beloning ontvang van die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. So ons lees van beloning, ons lees ook, broer en suster, van seën. En dit het ons raak gelees hier in Rut 4 vers 12. As die mans, die leiers van die stad vir Boas sê, mag die nageslag wat die Here jou uit hierdie jong vrou sal gee, geseënd wees, om dit in een woord saam te vat. God se ingrype is teenwoordig in hierdie verhaal. Dit is egter nie skouspelagtig nie, maar onopsigtelik, swaal van die agtergrond. Maar is God se hand in hierdie verhaal ingesluit. Dit sluit ook nie menslike beplanning uit nie. Ons sien hoe Naomi vir Rut help en planne maak, veral in hoofstuk 3, hoe sy vir haar sê, my skoondogter, maak so, doen dit. En dan doen Rut dit. So 'n verhaal van menslike beplanning en verantwoordelikheid, miskien ook aan Boas se kant van die verhaal, maar definitief ook 'n verhaal van God se leiding in ons lewens. Die laaste een wat ene Campbell skryf oor die verhaal is dat dit 'n verhaal is van risiko. Rut is 'n verhaal wat risiko bevat. Dis nie net 'n idilliese storie, dis nie net 'n mooi verhaal met 'n gelukkige einde, 'n liefdesverhaal nie. Dis 'n verhaal van lyding vir beide Rut en vir Naomi, wat albei verliese ly. Ons hoor iets van Naomi se bitterheid, as sy terugkeer na Bethlehem toe en sê, noem my Mara, want die Almagtige het die lewe vir my bitter gemaak. Ek het verlies gely. Ons lees iets van 'n gevaarlike nagspel op die dorsvloer van Boas in hoofstuk 3, en dan in hoofstuk 4 kry ons te doen met die beslissingsreg van die eerste losser, wat voor in die ry staan, voor Boas. 'n verhaal van risiko. As jy dink aan 'n normale storieboek, aan 'n roman, aan 'n kort verhaal, die opbou van die storie, die klimaks, die afloop van die verhaal, die einde. En wat ek en jy as leser, as ons hierdie boek lees, ingetrek word in 'n verhaal soos hierdie, om te sê, wat gaan hier gebeur, as jy nie dit reeds vooraf weet nie.
Dis 'n verhaal van teenspoed en moontlike teenspoed. Ons het verlede week iets gehoor van die Ou Testament se vergeldingsleer, waar volgens mense outomaties vir hulle dade vergeld word. Om te sê, wanneer jy goed doen, sal jy geseën word, en wanneer jy sonde doen, sal jy gestraf word. Maar dit was nie wat ons hierin moet raaklees nie. Net soos wat ons verlede week gehoor het oor Job. Daar is nie altyd antwoorde, broer en suster, op lyding en swaar kry en verdriet nie. Daar is nie altyd antwoord op verlies nie. En wanneer ek aan die ander kant van die spektrum seën beleef, voorspoed, 'n goeie seisoen, 'n goeie oes, as ons van die boerdery prentjie gebruik maak, Boas wat sy eie landerye het, dan is dit nie 'n teken van ek is die Here se witbroodjie nie. Ek het iets reg gedoen en daarom seën die Here. Ek het genoeg geld uitgehaal of my hand diep genoeg in my sak gesteek of uitgereik na ander toe en daarom seën die Here my nie. Nee, daardie leer is nie ter sprake nie. Ook vandag moet ek en jy dit besef. Ons lees in die boek van Rut van 'n klomp negatiewe goed. Ons lees heel eerste van die hongersnood, wanneer Elimelek sy vrou Naomi vat en sy 2 seuns en hulle trek weg na Moab toe, want daar's moeilike omstandighede in hulle land, 'n hongersnood. Ons lees hoe hierdie 3 mans, pa en sy 2 seuns sterf. Onverdiend. Ons weet nie wat was die omstandighede nie. Maar wat ons weet is, en wat ons lees in die teks is, dat toe Elimelek gesterf het, het sy en haar 2 seuns, Naomi en haar 2 seuns, alleen agtergebly. Nadat hulle getrou het, die seuns en hulle later ook sterf, het sy, Naomi, alleen agtergebly, sonder haar seuns en sonder haar man. Ons hoor iets in die openingshoofstuk van hierdie verhaal van lyding, intense lyding. Ons het gelees van verlies van verhouding, Naomi met Orpa, haar ander skoondogter wat terugkeer Moab toe. Ons het gehoor van 'n verlies aan identiteit. Wanneer Rut in Juda aankom, is sy 'n vreemdeling in 'n vreemde land tussen vreemde mense met 'n anderster godsdiens as die gode wat gedien word in Moab waarvan ons lees. En Rut moet soek na 'n nuwe plek, 'n nuwe identiteit in die vreemde van Juda. Naomi noem haarself Mara, bitter, en aan die einde hoor ons sy vind daarin weer vreugde. Rut weet nie wat op haar wag nie. Hoofstuk 1 vers 16, as sy saam met Naomi trek, hierdie bekende teks in Rut, moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan nie, of om te draai nie, waar u gaan sal ek gaan, waar u bly sal ek bly, u volk is my volk, u God is my God. Ek lê eeta voor die Here, net die dood sal ons skei, maar in hierdie belofte, in hierdie uitroep van Rut, moet ons weet, sy weet nie wat hou die toekoms vir haar in nie. Dis onbekend, dis duister. Maar God dank, as ons verder lees, dan sien ons aan die einde van hoofstuk 4, dat sy 'n toekoms vind, 'n baie betekenisvolle toekoms. Wat sê ons oor dit alles? Vriende, ons moet sê, God werk anders. Want God is anders. God neem weg, maar God gee ook terug vir ons. En wat en hoe hy neem en ook weer gee, is nie direk eweredig aan oortreding of verdienste aan ons kant nie. Dit moet ons weet. Hy is die soewereine God van hemel en aarde, wat maak soos hy goed dink. Dit herinner my aan Job se woorde aan sy eie vrou, daar in Job 2 vers 10. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie.
En dis 'n vraag wat ek en jy in 'n tyd soos hierdie in ons wêreld, in ons land, in ons eie lewens behoort te vra. As dit goed gaan, moet ons dit aanvaar, maar wat as dit sleg gaan? Moet ons dit nie ook aanvaar nie? Net die afgelope week, vriende, is een van ons eie gemeentemense weer geraak deur die dood van 'n man wat ook 'n pa en 'n oupa was, wat weens COVID gesterf het, woensdagoggend. Relatief jonk. Verlede week het ons kennis geneem as gemeente van die dood van 'n oud proponent en jeugwerker van die gemeente wat intussen 'n dominee geword het en in diens gestaan het van God se koninkryk binne hierdie NG Kerk in die Wes-Kaap. Diskant 40 nog het COVID ook haar lewe kom opeis. Miskien het jy nie die afgelope week met die dood kennis gemaak nie, maar dalk is jy begroet met slegte nuus, siekte, van een of ander aard. Miskien het 'n verhouding in jou lewe skade gelei, of selfs meer as een. Weens die wederstrewenheid van iemand of mens in jou lewe wat nie wil saamgaan nie, maar wat in 'n ander rigting wil gaan, soos Orpa. Miskien het jy depressief gevoel as gevolg van omstandighede in jou eie lewe. Of alleen gevoel binne die eensaamheid wat 'n pandemie soos hierdie waarin ons nou is meebring. Miskien het jy eensaam gevoel. Miskien aan die ander kant van die spektrum is jy dalk met vreugde begroet die afgelope week. Na maande is 'n deel van jou salaris dalk vir jou gegee. Of het jy dalk 'n uitbetaling van die inkomstediens gekry en help dit jou weer 'n entjie vorentoe in moeilike tye? Miskien het iemand vir wie jy baie lief is, wat siek was, gesond geword. Negatief getoets. Na dae of dalk weke se spanningsvolle gewag om te sien hoe hierdie siekte gaan uitspeel. Miskien het 'n nuwe seisoen in jou lewe aangebreek en het jy terugbeweeg van bitter na aangename omstandighede. Miskien het iemand jou gebel, aan jou gedink, 'n boodskap gestuur en is 'n lang stilte tussen familielede of vriende verbreek. Vriende, kom ons wees eerlik en ek wil saamvat. Ons almal hou van 'n goeie storie, veral as dit 'n ware gebeurtenis is, wat spreek van herstel, van geluk, van seën, wat vooruitgang meebring. Dan soveel te meer, soveel te beter. Maar die lewe waai nie altyd die wind reg in ons seile nie, dit moet ons vir mekaar sê. Soms is dit afdraande pad, soms is dit byt en kners op jou tande. Laat ons egter nie al die donker hier en nou omstandighede van ons lewens totaal en al verag en wegwens nie, maar dit omarm as 'n geleentheid vir groei en 'n geleentheid om deur God gevorm te word. 'n Geleentheid om te sien hoe God met ons nog steeds op pad is. En as die Here aangenaam is hier en nou, laat ons met dankbaarheid voor die Here buig in die wete dat dit nie net deur ons eie toedoen is nie, maar deur sy onbeskryflike groot genade. Die vrouens kan maar die mans in hulle lewens waardeer wat hulle belange op die hart dra en hulle omsien, wie daardie man ook al mag wees. En ons manne behoort op ons beurt weer nie net aan ons eie belange te dink nie, maar ook aan die van die vroue in ons lewe, dit nie mis te kyk nie. Of dit 'n meisie of 'n verloofde is, of jou vrou, jou ma of jou skoonma of jou dogter of iemand anders, dat ek en jy as manne sal kyk en sal uitreik en sal help waar ons kan. Soos Boas behoort ons mans ons plig na te kom, deur om te sien na hulle wat in ons lande spreekwoordelik opdaag of oor ons dorsvloer kom stap. Met die regte godsgesindheid van omgee, van uitreik en van diens. Vriende, aan die einde van hierdie verhaal van Rut, wil ek jou los met die wete
dat Rut se verhaal 'n verhaal is van ek en God. Ek kan nie alleen op my eie, jy kan nie alleen op jou eie nie, ons het God nodig. En ja, God is soewerein en hy is die almagtige, hy sou op sy eie kon handel, hy kan alles op sy eie doen, onafhanklik van enige iemand, hy het my en jou nie nodig nie, en tog kies hy om ons te gebruik in die lewens van ander, in mekaar se lewens. En so het die verhaal van Rut 'n kosbare klomp lewenslesse van 'n skoonmoeder wat vir haar skoondogter Rut soveel beteken, van Rut as skoondogter wat vir haar moeder soveel beteken, van Boas wat ingryp en vir 'n vreemde vrou in 'n vreemde land met 'n vreemde godsdiens en 'n ander etnisiteit 'n nuwe seisoen laat oopbreek, ook vir homself. En die wonderlikste van die verhaal is natuurlik dat die grootste beloning wat hieruit gekom het, was dat ons aan die einde in die geslagsregister lees, 'n seun is vir Naomi gebore en Obed was die voorvader van Dawid. En as ons verder lees, dan hoor ons dat Salmon van Boas, Boas van Obed, Obed van Isaai en Isaai was die vader van Dawid. En sien ons hoe selfs 'n vreemdeling, 'n Moabitiese vrou, deel word van die geslagsregister op pad na Christus toe in die Nuwe Testament. Ek sluit af om vir jou te sê dat wanneer ons die lewe leef en wanneer ons die lewe hier vandag leef, is ons besig met 'n storie, 'n verhaal, elkeen in ons eie lewe. En die omstandighede is ook ons omstandighede en deel van die storie. En of dit goed is en of dit negatief en sleg is, dis deel van ons verhaallyn. Ons opbou en ons afloop. En in hierdie lewe is daar baie risiko's, maar mag ek en jy uit die risiko's beleef, omdat ons saam met God loop, ek en God, dat ons beleef hoe die risiko's begroet word met beloning. En nie net materiële, fisiese beloning nie, al is dit net beloning van vervulling, vrede, vreugde en 'n nuwe begin. Mag die Here in hierdie week, in hierdie maand, waarin ons Vrouedag vier, in die res van hierdie jaar, in die res van hierdie pandemie waardeur ons stoei, mag jy belonings ervaar in die risiko's wat die lewe bring. En mag jy God op wonderlike, verrassende maniere ontdek of herontdek. Amen. Vriende, kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie verhaal uit die Ou Testament, 'n kosbare verhaal waaruit ons soveel kan put. 'n Verhaal waarin ons kan inleef. 'n Verhaal van risiko, Here. 'n Verhaal van trou en beloning en liefde. 'n Verhaal van lyding. Die lyding van God, maar ook die lyding van mense. Maar Here, dis ook 'n verhaal van lyding met 'n lang y. Dis nie net maklik, eenvoudig nie, dis soms moeilik. Maar dankie dat ons kan sien hoe hierdie verhaal op 'n hoogtepunt eindig. Dankie dat U deel is van hierdie verhaal en dat U ook deel is van ons verhale, elkeen individueel. Dankie dat U met ons op pad bly in die goeie tye en in die swaar kry dae. En dat as ons saam met U loop, al neem ons risiko's, al is dit net 'n risiko om U te vertrou, dat ons in die voetspore van Rut sal beleef hoe ons begroet word met beloning. Ons eer U vir dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met 'n slotlied, liedboek 509, wat sê op berge en in dale, oral is my God. Ons gaan daarvan vers 1 en vers 4 saam sing.
Liewe broer en suster, of dit in Juda is, in Israel, en of dit in Moab is, in 'n buurland, of dit in Suid-Afrika is, of in die verre ooste of weste van ons wêreld, oral is ons God. Ontvang sy seën, en direk na die seën gaan ons uitspeel met 'n lied van Stef Bos, 'n kosbare lied oor dit, en direk daarna volg die familienuus. Ontvang sy seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragtige teenwoordigheid en werking van sy Heilige Gees met jou wees, saam met jou gaan, en mag die risiko's oorgaan in beloning, omdat jou hand in God is, omdat jy in God se hand is. Amen. Ik is een vreemde hier, ik heb mijn land gelost. Ik heb jouw pad gekruist, ik heb jouw spoor gevolgd. Jij hebt gezegd, ga terug, moet niet op mij vertrouwen. Maar jij is een deel van mij, hoe kan ik zonder jou? En ik weet die toekomst is onzeker en die donker is dichtbij. En ik weet ons wacht een lang reis, recht door die woestijn. Recht door die woestijn. Maar jouw land is mijn land, jouw volk is mijn volk, jouw taal is mijn taal en jouw God is mijn God en jouw droom is mijn droom. Jouw pad is mijn pad, jouw toekomst mijn toekomst en jouw hart is mijn hart, mijn hart. En ik weet jouw volk is bang voor ons wat anders is. Maar ik zal bruggen bouwen, daar waar die afgrond is. En ik zal terug verlangen, wanneer die wind zal waaien. Wat uit die noorden komt, van mijn geboortegrond. Maar ik zal sterk wees en ik zal oorleven. Want ik wil naast jou staan, al zal dit moeilijk wees. Al zal dit moeilijk wees. Want jouw land is mijn land. En jouw volk is mijn volk. Jouw taal is mijn taal. En jouw God is mijn God. En jouw droom is mijn droom. En jouw pad is mijn pad. Jouw toekomst, mijn toekomst. En jouw hart is mijn hart. En jouw deel is mijn deel. En mijn brood is jouw brood. Mijn leven, jouw leven. En mijn dood is jouw dood. En wanneer die donker zal komen en jouw mensen mij ontwijken, zal ik mijn liefde geven totdat die haat verdwijnt. Totdat die haat verdwijnt. Want jouw huis is mijn huis. En jouw angst is mijn angst. Jouw stilte, mijn stilte. En jouw land is mijn land. Jouw land is mijn land. Goeiemôre gemeente, hier volg 'n paar afkondigings.
Amani, baie dankie vir jou boodskap vanoggend. In die gees van Vrouedag het jy 'n relevante boodskap uit die boek Rut vir ons gebring. Ons wil dit ook onder julle aandag bring dat ons volgende week met 'n splinternuwe reeks afskop oor kerklidmaatskap. En ons sien uit om vir die volgende paar weke saam met julle te reis in hierdie reeks. Ons is ook opgewonde om te sê dat ons fisiese eredienste weer Sondag 15 Augustus om 9 uur hervat, so ook ons kategese. Daar is nie vandag enige kategese nie as gevolg van die lang naweek. Ons innige simpatie met die afsterwe van Marlene van Rooyen se man, Johan. Marlene, ons dink opreg aan jou en jou gesin in hierdie tyd, asook Velisha met die afsterwe van haar skoonma. Ons bid vir elke naam op hierdie lys vir krag en energie en genesing. En dan is dit ook met blye harte dat ons wil aankondig dat Janine en Karel Visser hierdie week 'n baba dogtertjie ruiker geword het en Maritza en Derek Markram 2 weke gelede 'n baba seentjie ruiker geword het. Baie geluk aan hierdie 2 gesinne met die nuwelinge in julle huis. Ons bid saam geleentheid gaan voort elke maandag om 7 uur op Zoom. Daar is egter nie hierdie week 'n saambid geleentheid nie as gevolg van die vakansiedag, maar ons sien elkeen van julle weer volgende week. Baie geluk aan elkeen wat in hierdie week verjaar. Mag julle 'n besonderse dag hê en net soveel liefde en tyd en gelukwense saam met julle vriende en familie waardeer. Wat ons vernuwingsproses betref, is ons mooi op dreef. Ons beklemtoon egter dat dit nie net gaan oor 'n naamsverandering nie, maar dat dit ten diepste daaroor gaan om met integriteit al hoe meer gemeente van Christus te wees. Die kerkraad het op Dinsdag 3 Augustus in 'n buitengewone vergadering besluit om die proses ietwat te verleng, om sodoende te verseker dat elkeen die geleentheid het om hul insette te lewer. Dit is vir ons baie belangrik om elke lidmaat deel van hierdie proses te maak. Lidmate het tot die 22ste Augustus om hul insette te lewer rakende die naam, logo en slagspreuk. Baie dankie vir elkeen van julle se finansiële bydrae. Ons herinner julle egter aan die verskeie maniere waarop julle steeds kan aanhou bydra. Dan moet julle 'n baie mooi Sondag verder hê. Geniet die laaste bietjie van julle lang naweek en sien julle volgende week fisies by die kerk.